Goeiedag en welkom by Beeld TV. My naam is Pieter Jordaan en saam met my Gert van der Westhuizen, sportredakteur van Beeld en Rapport se sportredakteur Johan van Wyk. Ons gaan 'n bietjie oor die rugby sake van die dag gesels. Ouens, heel wat om oor te praat. Die vernaamste kwessie, die aankondiging van die Springbok span Saterdag na die twee groot plaaslike derbies. Ons almal wil vir Heineke altyd braai oor die keuses wat hy maak, maar dit is self nie maklik om so 'n span aan mekaar te sit nie, veral nie nou dat die Springbok kaptein nie meer beskikbaar is nie, en een van die vernaamste kandidaate om by hom oor te neem, Adrian Strauss, ook nie meer daar is nie. Wie bly oor, Gert? Ja, ek sal maar vir Victor Matfield gaan. Weet nie van julle manne nie, mense het gedink, hy gaan nie eers die Springbok span haal toe hy sy terugkeer gemaak het vroeër van die jaar nie, maar hy lyk vir my omtrent aan 'n al-kandidaat. Baie mense praat oor Bismarck en so, maar ek dink is dalk miskien 'n bietjie vroeg om hom Springbok kaptein te maak. Jy weet wat jy in Victor het. En jy kan sien hoe die leiersrol wat hy by die Bulle speel. So ek dink dis 'n goeie idee om hom kaptein te maak. Johan, iemand soos Fourie Pre wat hy speel oorsee sy rugby in Japan. Ons weet nie altyd wanneer hy beskikbaar gaan wees nie. Tel dit dalk teen hom? Ek dink definitief so. Ek wil net saam met Gert heeltemal stem. Heineke het toe hy nou eendag gepraat het hy baie duidelik gemaak, is 'n interim kaptein. As Jan weer reg is na 3 weke of wat ook al, kom Jan terug. So ek sal ook nie nou vir Bismarck kaptein maak nie. Maak vir Bismarck kaptein wanneer hy 4 jaar aan een kaptein kan wees na die Wêreldbeker. So ek sal vir Victor definitief nou op 'n interim grondslag as kaptein aanstel. Ja, heel wat ander probleme wat Heineke in die gesig staar. Ek weet dis 'n groep van 36 en dit klink baie, maar weet ons almal wonder wie gaan die tweede haker naas Bismarck wees, wie gaan die tweede skramskakel naas Fourie Pre wees. Loskakel is 'n kwessie en dan natuurlik wie Jean de Villiers as senter gaan vervang. Dis nie so maklik om hierdie groep te kies nie, Gert. Nee, dit gaan nie baie maklik wees nie, Pieter. Daar so hier en daar is daar nogal mense wat my verbaas het, jy weet Damien de Allende, ek het altyd gedog is maar net 'n ou stampkaartspeler, maar hy het nogal vir my regtig die laaste tyd baie vaardighede tentoongestel. Ook verlede week teen die Cheetahs, ek weet nou nie of die Cheetahs net swak was nie, en hom baie goed laat lyk het nie, maar hy gee nogal vir my moed vir die toekoms. Dis 'n ou wat ek dink jy met vrug kan inspan. Loskakel, ja, ek weet nie wat gaan, Goosen het nog nie baie gespeel nie, Frans Steyn sit met 'n besering, Mornay Steyn is daarom nog daar. Mornay is die veilige opsie. Hy is. Die go-to man. Ja, ek dink meeste van ons, selfs die ouens wat lief daarvoor is om vir Mornay te kritiseer, sal dit moeilik vind om hom weg te laat. Jy moet iemand in sy plek kies as jy hom wil weglaat. Wie is jou sentermaat vir Damien? Ja, kom ons sê, Jan Serfontein dink ek het regtig, soos die seisoen gevorder het, beter en beter begin speel. Hy het vir my even stadig begin hierdie seisoen, beslis nie JJ Engelbreg nie, ek is nooit vreeslik gaande oor hom nie. Hy het nie 'n goeie seisoen op nie. Nee, hy het ook nie. So, ek sal graag wil sien hoe Jan doen en ek wonder tog of ons hom nie op buitesenter kan sien op 'n stadium hierdie seisoen nie, veral met die oog daarop dat Jan gaan terugkom mettertyd. Sal jy iewers te vir hom moet plek kry. Hy's uiteraard die ou vir die toekoms, met die dat Jacques Fourie, ons is ook nie seker oor sy kondisie en so en sy besering. Miskien is Jan tog die regte ou daar om vorentoe mee te gaan. Ja, wat sê jy? Ek is nogal 'n fan van Johan de Jong ook nie, omdat hy vir my, hy doen vir my goed wat ek laas gesien het Dani Gerber doen, met sy voete en sy hande en so. Dis net moeilik, jy kan dalk die Stormer senterspaar kies. Die kombinasie. Johan en Damien, ek weet nie of dit sal werk nie, en dan Ek is ook geneig om laasgenoemde. Die kombinasie is weer eens 'n interim kombinasie. Ja, dis 'n tussentydse kombinasie. Johan en hulle ken mekaar. Hulle ken mekaar ook. Ja, miskien is die grootste probleemarea dalk skramskakel. En die probleem wat ek daar het is, so goed as wat Fourie Pre is en so goed as wat hy was toe hy weer gaan haal is in Japan, is hy amper die enigste ou wat daai spelpatroon van Heineke regtig waar onder die knie kry, waar daar geweldig baie verantwoordelikheid op die skramskakel geplaas word in terme van taktiese skopwerk. En so min van aan ons skramskakels kan regtig dit doen soos wat Fourie dit kan doen. So eerder as om 'n hele spelpatroon aan te pas, wie kan 'n mens kies om naas Fourie in die ry te staan? Ek weet nie, dit lyk vir my Frans Hougaard bietjie baie meer werk daaraan aan sy skopwerk deesdae. Hy skop beslis meer. En hy skop vir my in die laaste tyd beter, want hy was nie eintlik 'n goeie skop en 'n skrimskakel as jy hom nou met Fourie moet vergelyk nie. Maar in die laaste tyd lyk dit net vir my of hy bietjie beter skop. So ek weet nie, ek sal dalk neig om na sy kant te gaan. Ek sal ook, wat dan van Roan? Berry hom?
Is hy klaar? Hy gaan Roan Ja, in aanmerking kom ja, hy vir die kom. Wallis-toets. Ja, hy kom. Ja, hy Kom kom. met 'n aanmerking toe. Ja, hy kom. Persoonlik dink ek nog altyd hy's 'n so 'n goeie speler as wat hy is. Hy's veral 'n goeie stelskopper. Dit het ons al baie by Ulster gesien na oorkant in hulle ligas, maar nie noodwendig so 'n goeie taktiese skopper soos mense hom uitmaak om te wees nie. Maar ek stem saam. Frans van Hougaard het beslis daarin geskaaf, waarskynlik op aandrang van die Springbok afrigter. Definitief. Ja. Ek sal dit graag wil En sien. omdat dit tog ook by die Bulle se spelpatroon inpas in 'n mate, jy weet. Ja. My oogvang nou sommer weer rapport se voorblad daar Johan en Victor en Bakkies. Mens kan ook amper nie anders as om hulle nou weer saam te sien as 'n slotpaar nie, met dit dat Etzebeth uit is, Pieter Steef de Tooy, Franco van der Merwe en ek dink die lys gaan aan. Dis definitief en alle twee is vir my weer eens die veilige keuse vir 'n afskoptoets. Flip van der Merwe op die bank. Ja, ek vra altyd net van die vraag af, wil jy graag teen Bakkie speel? En die antwoord is altyd nee. Ja. Dan weet Baie jy, jy moet hom baie Bakkie goeie stelling. speel. Ja. Baie goed. Baie oorseese spelers wat in aanmerking kom hiervoor, maar ons kan nie regtig anders nie, Gert. Dis 'n professionele sportwerk teesta. As jy gaan naderhans wil snaaks wees en nie spelers van oorsee wil kies nie, gaan die helfte van die sokkerspanne wat by die Wêreldbeker speel nie meer dingend genoeg wees nie. Jy weet, dit is nou maar die aard van professionele sport. Ons praat nou ek en jy oor Johan Goosen. Hy gaan daar kry wat hy nooit hier sal kan verdien nie. Hoekom moet jy dan nie so toe gaan nie? En hoekom moet jou Springbok afrigter hom dan ignoreer? As hy een van jou beter spelers is, speel hom steeds vir die Springbokke. Ja, sou hulle nie kies nie, is die kans baie goed dat die Springbokke sou verloor as hy nie op daai spelers aanspraak maak nie en dit kan sy werk kos. Ek wil amper so ver gaan. Ek het nou so 'n bietjie rustig daar my beginspan wat ek dink gaan speel teen die wêreldspan gekies. 7 van hulle, amper die helfte, is oorseese spelers. Mense, dit word meer en meer en meer. Kan nie meer gekeer word nie. Nee, dit kan nie. Nee, dit kan nie. Kom ons praat 'n bietjie oor die plaaslike rugby hierdie naweek. Twee lekker plaaslike stryde begin met die Gautengse een. Johan, die Bulle is nou in 'n situasie die laaste paar weke wat hulle elke week moet wen en hulle is al lankal deur baie afgeskryf en tog kom hulle deur daai drif elke week en hulle staan nog steeds. Met die Lions wat voor lê, ek dink hulle het nog die Rebels en die Stormers teen wie hulle moet speel, bly dit 'n moontlikheid dat hulle die uitklopronde kan haal. Bly 'n moontlikheid, duidelik. Ek het 'n ander idee daaroor. Die Bulle gaan waarskynlik die hongerste wees om te wen, want hulle moet wen, die druk is op hulle. Die Lions kan die game geniet. En dit maak die Lions op Ellis Park 'n moeilike span. Gert, ek wil nou jy sê, want dit is wat ons van die Stormers gesien het. Toe daar nie meer regtig vir hulle iets op die spel was nie, het hulle skielik begin speel met 'n vryheid begin speel en nie meer daai vrees om te verloor nie. En skielik speel hulle van die mooiste rugby in die kompetisie en dit van 'n span wat regtig waar treurig was in die begin van die jaar. Nee, dis baie waar, jy weet, in die Bulle, ek dink daai druk om elke wedstryd te wen en jy moet omtrent in elke wedstryd 4-3 druk vir 'n bonuspunt. Ek dink daai druk kan ook negatief op jou inwerk. Jy weet, in die Lions, hulle hou daarvan om die bal rond te gooi en hulle rugby te geniet. Wie weet, dalk geen druk nie. Ja, geen druk nie. Dalk kom hulle net weer die naweek reg, jy weet, en hardloop baie deur die Bulle verdediging, maar mense ek dink is baie moeilik om met daai druk te speel van jy moet wen. Jy kan nie 'n fout bekostig nie. Jy moet 4-3 druk. Jy weet, en hulle het verlede week het hulle goed gedoen teen die Brumbies, maar hulle het 3 liderlike foute begaan wat tot Brumbies 3 gelei het. Jy weet, en ek dink dit wys vir jou dalk daar is daai druk wat hulle pla. Haie Stormers? Ja, ek dink in dieselfde situasie. Presies dieselfde. Maar nou moet ons ook by sê en ek dink ons het ander dag deur die statistieke gegaan dat anders as wat ons mag dink, is dit nie so algemeen dat die span nou aan die voet van die punte leer, die gunstelinge verrassend kom klop en hulle aanspraak op die uitkloprondes eindig. Al nie op daai ander span se tuisveld nie. Ja. Want daai geel wortel is dalk swaarder of weeg dalk swaarder as die kamstige druk wat daar op jou sou wees. Alhoewel die Sharks, ek meen die haie sit so stewig bo in die punte leer. Ja, en hulle het nou gewys aan die ander kant nie, laat hulle wraggies, hulle het my beïndruk oor daai laaste 2 wedstryde van hulle. En veral daai een teen die Crusaders wat jy moes wragtig koppel met 14 man. Die Crusaders het dom goed gedoen, maar nog steeds, jy moet koppel, jy moet daai druk verwerk. Jy weet, jy het net 14 man, jy is altyd ergens, jy het self in 'n stadium 13, jy is altyd ergens iemand kort op die verdediging, maar hulle het dit wonderlik gedoen. So ek dink die Lions gaan dalk makliker met die Bulle afreken as wat die Stormers met die Haie gaan afreken. Ek dink die Haie is nou net 'n moeilike span om te klop en hulle het nou momentum. Ek wil 'n klip in die bos gooi nou. Met die toetse wat aan die kom is,
gaan die Springbok kandidaate in daai span en nie bietjie terughou nie. Kan hulle daai selfde soort vuur openbaar wat hulle aan die ander kant geopenbaar het? Mens kan dalk die teenoorgestelde sê dat baie van die kandidaate vir oulaas sal wil stemdruk maak. Maar hulle sal bang wees om beseer te raak. Aan die ander kant, Ek noem dit. aan die ander kant, hoe graag wil baie van hulle nie 'n super 14 wenners medalje om die nek hê nie. Ja, so moet ek een. Wat wil jy eerder hê? Springbok Al kry of wat of 'n medalje? Ek sou baie eerder teen die Stormers gespeel het in Januarie, Februarie, Maart of April vanjaar. Dis nou. Soos toe hulle teen die Lions Baie waar. 10-34 op Ellis Park gespeel het. Die Haie het 2 wedstryde teen die Stormers in hierdie laaste stretch van Super Rugby. So dit Die Bulle moet hulle ook nog speel op Nieuweland, né? dis reg. Ja. Hy ook. Hy gaan ook af. Baie gaan ook af nog, ja. Ja. Nou ja, duidelik baie om oor te praat. Lekker Super Rugby wat voorlê en ons almal sien uit om te sien hoe die Springbok groep gaan lyk wat aangekondig word na die afloop van die tweede wedstryd dan môre. Dankie dat jy saam met ons bietjie rugby gesels het. Ons praat weer tot 'n volgende keer hier van Beeld TV. Totsiens.